Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, kom my ma eendag by die huis aan met 'n Superman outfit en hy het so 'n kappie gehad wat agter kon aanklip. So hy het sulke klips gehad wat jy nou aangesit en dan het hy hierdie kappie gehad. En ek sal nooit vergeet, so klein soos wat ek was, as ek hierdie Superman suit van my aangesit het en ek het daai kappie so vasgedruk, dan het ek gevoel ek is untouchable. Eers dan het dit vir my gevoel ek is 'n ander mens en ek wil net mense help en ek het daar buite rond gehardloop soos 'n malkind en net gevoel ek gaan nou almal red vandag en almal help en ek het gevoel ek kan van die dak af spring en ek sal okay wees. Maar ek onthou die selfvertroue wat daai eenvoudige ou kappie my gegee het en hoe dit my laat voel het. Dan lees ek hier in Kolossense 3 waar Paulus praat, dan sê hy ek en jy het ook iets wat ons kan aantrek, wat ons lewens verander. Ek lees vir jou daar Kolossense 3 van vers 13 af. Hy sê gee mekaar 'n kans sonder om mekaar met kritiek uit mekaar te skeer. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verby gekyk. Daarom word niks minder van julle verwag nie. En dan hoor wat sê hy in vers 14. Hy sê, tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. Hy sê, as julle mekaar lief het, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. Hoe mooi is dit? Paulus sê, ek en jy het 'n kledingstuk en soveel soos wat dit 'n placebo-effek in my kop gehad het as 'n jong seentjie, sê hy dat ek en jy letterlik liefde kan aantrek. Dat ons dit deel maak van ons uitrusting vir die dag. En dat wanneer ek liefde aantrek, dat ek anders leef, dat ek weet dat ek meer vir mense kan omgee, dat ek werklik 'n verskil kan maak in die wêreld, dat ek sout en lig kan wees soos wat Christus my beveel. En ek wil sê dat daar saam met dit die krag wat die Gees ons gee om dapper te wees, om te gaan en sy woord te verkondig, om mense met 'n radikale liefde lief te hê. Mag ek en jy liefde aantrek soos Paulus ons beveel. Mag ek en jy ook soos daai klein seentjie, as ek moet terugdink en net gedink het hy is so unstoppable. Hoeveel te meer nou dat ek en jy liefde kan aantrek en voel daar is niks wat ons kan keer nie, want sy liefde hou vir ewig, dit verduur vir ewig, dit verdra alles, leer Paulus ons. Hy sê alles word saamgevat in sy liefde. Die belangrikste hiervan sê hy is die liefde. Mag ek en jy met groot dapperheid uitgaan. Seker maak dat ek en jy nie die huis verlaat sonder liefde wat ek en jy aantrek en ons eie maak nie. Wanneer ons dit aantrek, die liefde van Christus, mag ons voel ons het 'n ander dapperheid. Mag dit ons werklikheid en ons realiteit wees dat ons beter doen, meer omgee, meer lief het. Mag ons nooit kwaad met kwaad vergeld nie, maar mag ons mense met 'n radikale liefde lief hê, soos wat Jesus my en jou lief het. Mag ons bo-gemiddeld wees, mag ons bo-natuurlik vergewe, mense vryskeld van dit wat hulle dalk aan ons gedoen het, en hulle met 'n besondere liefde gaan lief hê. Mag ons dit aantrek, en mag ons dadelik net beleef, dat ons daai dapperheid, daai grit, daai aanhou, daai kan nie opgee nie, dat ons daai in ons lewens sal beleef, en saam met dit, mag daai liefde, ek wil sê, aanslaaf van ons afweer, mag die woorde van mense wat dalk negatief is en wat ons dalk wil seermaak, mag dit afweer, maar mag liefde altyd die grootste plek in ons lewens wees. Mag ons unstoppable wees, so Superman, en mag niks ons tref en seermaak nie, want die liefde is dit wat ons aangetrek het. Nou, ons praat hierdie week, gesels ons oor liefde, en almal van ons gaan met jou deel, dit wat liefde vir ons beteken, dit wat uitstaan van liefde. Maar ek wil jou aanmoedig hierdie week, kom weer in verbintenis met Christus se liefde. Vra jouself die vraag, dra ek sy liefde? Het ek dit aangetrek? Is dit my eie? Maar meer is dit, leef ek dit uit? Maak ek 'n verskil daar waar ek gaan? Is sy liefde iets tasbaar? Beleef mense dit? Kan hulle dit voel wanneer hulle met my praat? Wanneer mense wegstap, het hulle meer van sy liefde as wat hulle in die gesprek mee ingekom het. Dit is my gebed vir jou dat ek en jy in sy liefde sal wandel, dat ons dit sal aantrek, en dat jy saam met ons hierdie week sal reis, en kan vra, hoe kan ek en jy beter lief hê, meer lief hê? So dis my gebed, ek hoop jy spandeer lekker tyd saam met ons hierdie week, en met 'n fantastiese dag hê. Ons sien jou môre weer.